Mandela walked out of Victor Verster prison today like a chief of state, flanked by his first lady and by the men who've been hired to protect him. There they were, the South African state are pouring police, salt providing security for the man. in march towards freedom and justice. Youth unemployment is nearing 50%. BEE has caused more poverty, unemployment and inequality. There's the ANC as a party, there's the ANC in government, and there's the ANC in business. And they all work with each other. So it's a self-enriching little circle. If you want to do business with the state, or perhaps with a big business, you will have to give away 51% of your business. Die uitgangspunt van die 1994 bedeling was dat Suid-Afrika 'n nie-rassige land sou wees. Dit is vervat in artikel 1 van die grondwet. En die rede was dat hulle gesê dat Suid-Afrika was vroeër op ras gebaseer en die nuwe bedeling sal nou dan nie enige rassebeperkings dan hê nie. Dis ironies, die ANC self het reeds in 1958 nie-rassigheid as kernbeginsel aangeneem, hulle as organisasie. En die indruk wat mense sou kry is dat hulle juis hulle self sou beywer, gegee die pad wat hulle geloop het as bevrydingsorganisasie en dan nou uiteindelik 'n regering om weg te doen met iets waarteen hulle geveg het. Karl Marx het gesê dat die idees van die regerende klas word die regerende idees van 'n samelewing. Die ANC het om daardie rede begin en hulle het propagandawoorde gebruik wat niemand teen iets kan hê nie. Hulle het gepraat van regstellende aksie, hulle het gepraat van bemagtiging, van opheffing en niemand kan iets teen daai woorde sê nie. In 1997 het die ANC by hulle kongres in Mafeking het hulle besluit dat hulle gaan rassewette dan inbring. Hulle gaan die konsep van verteenwoordigendheid inbring, hulle gaan die konsep van kwotas en teikens inbring en dit is dan vervat in die 1998 wet op, baie mooi gestel, wet op billike indiensname. And there is little or no fear of the authorities here. Minister, do you have the situation here under control? Cyril Ramaphosa and his failed government must go. So what you are seeing happening is being driven in part by the resentment that the leaders who used to mobilize the poor to fight against apartheid and promise them that you will have a better future. The leaders got the better future, but the mass of the people are still where they were in the economic sense. Die kontras tussen wat Suid-Afrika was in die wêreld se oë en wat hy toe nou regtig is, het uitgekom. En ek dink mense onderskat dit soms. Ons wat in Suid-Afrika bly weet baie van die land af, maar so min as wat jy weet van iets soos Maleisië, dis hoe die res van die wêreld oor Suid-Afrika voel. So die som totaal van hulle kennis is apartheid, toe Mandela, toe reënboog wonderlik, toe sokker great en toe skielik chaos, hierso plaasmoorde en wat gaan aan en hoekom is die krag af en al daai tipe vrae. En Trump wat hulle nou inbring met onteiening en 'n stadion wat dreun is so kontras teenoor Mandela wat het Victor Verster uitstap en sy vuis opsit en 'n nie-rassige bedeling aankondig, dat die wêreld nogal so 'n bietjie as 'n man buite hond storie beskou is. Wat gaan nie aan? Julle is aan die nie-rassige wonderkind. Wat het hier gebeur? There is a new initiative, economic initiative, called Black Economic Empowerment. Dit is 'n siening van die samelewing dat sekere klasse mense outomaties meer bevoordeel is as ander mense. Sekere klasse mense is outomaties meer ontmagtig, wat beteken as jy ras gaan ignoreer, is dit eintlik 'n onreg in sigself. Juis moet ras aangewend word om hierdie ingeboude ongelykhede aan te spreek, sodat ons nie noodwendig 'n samelewing van gelykheid van geleenthede het nie, maar gelykheid van uitkomste. Hulle het gesê mense moet gelyk by die wenpaal dan uitkom in verhouding met die samestelling van die bevolking. Black people were going to acquire shares in existing companies so that they get to benefit from the economy and to benefit from the capitalist economy of South Africa. It will make a few black politicians or ANC politicians wealthier,
one of the main inventors of black economic empowerment was Sanlam. How this happened was when I raised a question to Stefano Dier, and I said to him, I don't think this is what the new South Africa should be doing, transferring wealth from one group to another. Transferring shares from white people to black people does not grow the economy. Ati du Plessis was one of the senior executives of a Sanlam company called Suncorp. So he was the man behind the idea of black economic empowerment. So many people think black economic empowerment was an ANC invention. Actually, it was invented by an Afrikansman. But what contribution was this making to the South African economy? Actually nothing. It didn't create any new wealth because they were distributing the existing wealth of metropolitan life. Cyril Ramaphosa then went off to persuade the new ANC government to discuss how to get the new ANC government to adopt the policies of black economic empowerment that they had learned from Sanlam. How should the government implement these policies? So they then went to the president and said, this is what you should do in order to advance black people, in order to advance black business. That was the Black Economic Empowerment Law that was passed by the Thabo Mbeki's administration in 2003. We must continue our work to develop a common sense of nationhood and encourage development of a new and inclusive patriotism out of the different nationalisms that have characterized our past. This should make it possible for all our people to be proudly South African. Since the end of apartheid in 1994, there have been these, let's say, cycles in the public discourse of someone saying there are more race laws today than there were during apartheid. I found this bizarre in that there was no catalog, there was no database, no list of all race laws in South Africa. And that is what the Index of Race Law ultimately became. It is a project of the South African Institute of Race Relations, which looks at the South African Parliament as we know it today. As of June of 2025, a total of 324 race laws, racial acts of parliament were adopted by Parliament. The peak of those race laws during the previous era was in the year 1980. That is when there were a total of 127 race laws. Since 1994, since the democratic elections of that year, 122 race laws were adopted. So that is about 38% of all race laws that the South African Parliament has ever adopted. Of all 324, there remains 145 race laws still on the statute books. 9 of them have been deracialized, so one can say that there's 136 racial acts of parliament that are in operation and racial as we sit here today in South Africa. No one knows how much BEE costs in public procurement. It's up to 25% per contract, and procurement is 1.2 trillion rand. But neither the opposition, the DA, the FF+, the ANC, the EFF, no one has bothered to figure out how much does this cost, despite our budget happening every year and all the transparency that's supposed to go with that. So South Africans are living in a country where their political leaders have never really asked the question in a serious way, how much is this costing? And where is that letting you down in your life? That is starting to change. South Africans are starting to realize that it costs. It hits people in their pockets. And the best way to get through black-white divides is to go to the pocket, is to go to the belly, is to go to those things that we all as South Africans share as quite painful concerns. Daar's op hierdie stadium nog geen regtige konkrete inligting oor wat BEE die land kos behalwe ons verslag nie. So ons het saam met die Free Market Foundation wat ook belang daarbij het om die mark in Suid-Afrika vry te hou, gewerk om hierdie projek aan te pak om te wys hier is wat dit kos en met groot gemoedsrus en op 'n betroubare wyse. BEE kos Suid-Afrika 3 tot 6% van BBP elke jaar. Ons het gewerk op omtrent 3% BBP groei wat ons elke jaar verloor as gevolg van die beleid. Solidariteit. Vandag die oudste burgerregte organisasie in Suid-Afrika. Steeds op pad vorentoe
om sy lede se belange te beskerm en te bevorder. Een van my dade van aktivisme was die dag toe die wet aanvaar is, het ek die kantoor van die minister gaan beset. En van toe af was ons in 'n deurlopende stryd. Solidariteit het van die begin af hierdie insetbenadering gekies wat belyn is met die internasionale wêreld. Die een is sakrekeningbenadering, die ander een 'n ontwikkelingsbenadering. Ons sit met 'n situasie waar hulle jong mense blameer vir dit wat gebeur het voor hulle gebore is, terwyl die ANC nie verantwoordelikheid neem vir wat hulle vandag met die land aanvang nie. Die eintlike beweegrede van die ANC is mag. Is om mag te behou en dan die land se hulpbronne te beheer. En as jy kyk na hulle regeringsrekord, as jy kyk na alle objektiewe maatstawwe, dan het hulle na 30 jaar op elke denkbare gebied het hulle geval. Die land is onveilig, die onderwysstelsel is swak, die openbare gesondheidsstelsel werk nie, die infrastruktuur verkrummel, so kan ek aangaan. Wat hulle dan doen, is hulle probeer baie sterk op rasklem lê in 'n poging om Suid-Afrika te verander in 'n demografiese demokrasie. Dit is hulle hele strategie. So hulle het 'n politieke beweegrede, maar in die proses skep hulle geweldige ekonomiese probleme vir hulle ondersteuners, naamlik armoede en werkloosheid. Dit begin by tot 'n sekere mate ideaal van gelykheid. Daar's oorgegaan na die wet op gelyke indiensname en swart ekonomiese bemagtiging wat so 'n bietjie die konsep van transformasie in plek gestel het. Dit het nie nodig uitwerking gehad nie, daar's oorgegaan na verteenwoordigendheid. So die huidige implementering van regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging is suiwer gebaseer op verteenwoordigendheid. Mense hoef nie meer te kompeteer nie. Die spanfoto moet verteenwoordigend wees van die demografie vir die land. Die effek daarvan is ongelukkig. 'n Persoon wat nie kompeteer nie, hoef ook nie oefen om te kan kompeteer nie. So hy sê op die einde van die dag, ek gaan wel die gewese en geskikte kandidaat wees op grond van my velkleur. En soos mense daai mentaliteit begin inneem, begin daar 'n mentaliteit van standaarde word nie gehandhaaf nie. Ou sien dat mense wat wel bereid is om te kompeteer, sê maar hoekom moet ek deelneem aan die wedloop? Daar is klaar 'n uitkoms. Ons weet klaar hoe die spanfoto lyk. Ons sit met ideaal in die grondwet, ons sit met wetgewing wat maar weens politieke redes geïnterpreteer en toegepas word soos wat mense graag wil hê dit moet politiek korrek lyk. President Ramaphosa, he acquired shares in Standard Bank. He acquired 1.2% of the shares of Standard Bank. If you went to President Ramaphosa today and asked him, do you know how a bank makes money and how a bank is run? He has no idea how a bank runs. What are the risks that a bank runs? He has no idea. But he's a billionaire from the shares that he got in Standard Bank. He got some shares in McDonald's. Does he know how to make a hamburger or how to fry chips? He has no idea how chips are fried or how to make a McDonald's milkshake. They live a very lavish lifestyle, but they don't know how to grow the economy of South Africa, which is why after 30 years of people like Cyril Ramaphosa running the economy of South Africa, we're sitting with 40% unemployment. But he is a billionaire. Him and his buddies are billionaires, but they've added no value to the economy of South Africa. Both BEE critics and BEE supporters fail to acknowledge how much things have changed since 1994 on the ground in a good way. So it's like everyone agrees in a bad way, black unemployment has doubled, something's going horribly wrong there. But what's the good thing that's changed? And the good thing that's changed is that black people have gone from having 20% of national income to having 75% of national income. And in terms of wealth, whites have gone from having 90% of the wealth to having 32% of the wealth, according to the UNISA Momentum research. That means whites are now really in a minority position in terms of wealth and in terms of income. They're no longer dominant.
But no one acknowledges that, either in the government or on the critical side. Cronyism basically describes an arrangement where certain actors in government and certain actors in the private sector reach an agreement that benefits both parties. In South Africa, the instrument which facilitates that is BEE as an instrument. As I've said, certain businesses have realized that being compliant with BEE as a policy framework grants them access to certain benefits like tenders and procurement contracts. So their strategy has been to deliberately comply with BEE by promoting black politicians into ownership positions, into management positions. And once they do that, they have a higher chance of getting tenders and contracts from the state. Dit maak eintlik die groepie wat verryk word op die ou end ongelooflik klein en die wat die prys betaal verskriklik groot. As jy nou na die hoofstroom media kyk, hoe onlangs dit eers is wat daar regtig krities na die regering gekyk is. Dit wat hulle voel 'n regverdigbare doel is, hoe lankal ons in daai posisie sit, is dit eintlik absurd om te dink dat dit in post-COVID tyd eers regtig in die hoofstroom media gebeur het, dat mense effens krities na die regering begin kyk. En nie noodwendig omdat hulle 'n morele probleem het met die beleid nie, maar eerder omdat hulle nie mal is oor die ongewenste uitkomste daarvan nie. En ek dink daar heers nog steeds 'n sentiment onder baie kommentators en meningslei in groot dele van die media dat die beleid in sigself eintlik regverdigbaar is en 'n goeie ding is en daar's 'n instemming tot daai idees van rassemarxisme, dis net verkeerd aangewend. What happens when frustration increases and poverty increases? Populist leaders come out of the woodwork and take that anger and blame it on particular scapegoats, often to do with race, and say if only we could do something about those people, maybe kill those people, take their land, then our problems will be solved. We kill the women, we kill their dogs, we kill their cats, we kill anything that comes before us. Killings of farmers or white farmers in South Africa. Come here to shut the process of it. This is South Africa in the 2020s, the race laws, adding fuel to the fire by reducing our ability to work together, quite literally, with shared investment and shared labor. South Africa has a massive railway infrastructure, which largely was created by the National Party regime. It also has a massive electricity generation structure, again, which was created in the early 1920s. ISCO was another one which was created by the National Party. And what has happened to our electricity system, for example, it more or less collapsed. So that is the damage that black economic empowerment has done to the economy of South Africa. It's been enormous damage. First of all, you should be questioning why are there racist laws in South Africa? That's the first problem. All races should be on an equal footing in South Africa. That's the right thing to do, not to replace one set of racist laws with another set of racist laws, which is utterly wrong and improper. Now I'm in this absurd situation where I was born in South Africa but cannot get a license to operate in Starlink because I'm not black. Well, it looks Does like that that's seem about. right to you? Looks like that. Right to you? Looks like that's about to change. I just asked you a question. Please answer. Does that seem right to you? Met die Elon Musk Starlink geval het ons dalk vliegtende oomblik beleef van waar daar ernstig gedebatteer is oor alternatiewe. So in plaas daarvan dat jy net sê die internasionale maatskappy moet 30% aandeel van die besigheid vir 'n plaaslike swart bemagtigingsmaatskappy wat nog nooit iets gedoen het in daai veld nie en wat ook nie regtig belangstel in om die besigheid te ontwikkel nie. Dat jy eerder as dat jy dit doen vir die maatskappy sê of belê in gemeenskappe in Suid-Afrika tot die waarde van daai 30% wat jy dan nou sou moes prys gee. Wat die begunstigdes najaag, bly toegang tot die kontant. Ons wil die geld hê. Ons stel nie belang in die ontwikkeling van 'n besigheid nie. Daar's enkele en dit is mos nou daai 5 grootes wat ons gewoonlik die groot 5 wil ek hulle eintlik noem of dit nou. Dis nou Cyril Ramaphosa, Patrice Motsepe, Saki Makuzoma, Tokyo Segwale, dalk nou ook Trevor Manuel.
hulle het dalk 'n groter erns. En wat is die interessante ding? Jy sien dikwels dat die besighede bestuur word deur Afrikaner kundigheid, wat ook vir jou iets sê. Dis mense wat aanstellings gekry het as voorsitters van direksies van groot maatskappye en so ryk geraak het. Maar dit maak nie van hom 'n besigheidsman nie. Dit was strategiese oorwegings wat hulle in daai poste ingekry het. Ek het ook 'n vermoede dat daar dalk aan Afrikaner kant groter gemaklikheid sou wees met die, let wel, goeie bedoelings van hierdie wetgewing. As daar meer suksesverhale was. 'n Groot deel van die ongemak het te doen met hoe daardie toegang wat mense dan kry, uiteindelik bestee word, of hoe dat dit opgemors word, omdat dit is net 'n najaag van kapitaal, van kontant. A good example of the failure of quotas is in rugby with the Springboks, where this grand objective of equal representation has not been achieved because the pipeline has been neglected. Those who are in favor of quotas have not invested in black talent in the schooling system. They haven't identified it, they haven't trained it, and they haven't built the infrastructure that is necessary to nurture it. On the other hand, many white South Africans come from schools where there is the infrastructure to train them, to nurture them, and to ensure that they improve as rugby players. And as a result, they have greater access to the Springboks as a team. And black people who don't have that access to infrastructure, as a result of poor governance, are not able to then develop their skills and increase their chances of becoming Springbok players. So my point is that if we do want to increase participation, we need to focus on the pipeline. We need to produce more rugby players in the schooling system and not try to use the state to try and engineer social outcomes, as we're seeing now with employment equity and other quotas in sports system. Denel as 'n internasionale wapenvervaardiger en veral PMP, die ammunisievervaardigingsdeel daarvan, was op 'n wêreldklas gewees in terme van nie net tegnologie nie, in terme van die tipe mense wat daar moes werk, die noukeurigheid, die attention to detail. Al hierdie goedes word ontwikkel en vervaardig op internasionale spesifikasies en standaarde, STANAG standaarde, en met ander woorde die internasionale arena stel die standaarde waarna voldoen moet word en ons word getoets aan die internasionale standaarde. En ons het goed gedoen. Dis nie laat ons moes terugstaan vir enigiemand in die wêreld in terme van die tegnologie, die denkerigtings, die dissipline, die akkuraatheid waarmee gewerk is, het ons vir niemand teruggestaan nie. Die moraal in die organisasie was soos 'n groot familie. Ons van daai kollegas, dis nou al 30 jaar later, is nog steeds van my beste vriende. Jy het vriende gemaak, dit was nie net kollegas nie, dit was vriende gewees. En toe ek in 2013 toe nou teruggaan, toe kom ek agter daar so 'n bietjie van 'n, ek kan dit seker nie dispariteit noem nie, maar daar's 'n gevoel van elkeen in sy eie hoekie. Ons die spanwerk is so 'n bietjie op die kantlyn geskuif, want ek kyk eerder hoorie so waar kan ek jou uitval om iets verkeerd te doen as wat ons as 'n span saam funksioneer. Toe het ek agtergekom, hoorie, maar as jy by hierdie verskillende afdelings waar ek nou baie van hulle al rondte gedoen het in my opleiding, het die houding en die manier en die vlakke van dienslewering, al daai goeders wat hulle veronderstel was om te doen, is net nie meer daar nie, dit bestaan nie meer daar nie. Daai rol het oorgeval na die produksie-ouens toe, wat eintlik waar die verbruiker is in daai scenario. En toe kom ek agter my, is 'n verskriklike dryf in terme van veral die transformasie ding word baie gedryf, en dat vaardigheid het net eenvoudig, ek sê nie sê by die venster uit gegaan nie, maar dit het net regtig nie meer 'n prioriteit geraak nie. Daai transformasie dryf het mense in posisies gesit wat die metode van dink verander het na 'n baie ingenieurslogika manier van dink, na baie meer na ideologiese ding toe. Ek moet hiernatoe uitkom, maar ek moet op 'n ideologiese manier by dieselfde punt uitkom in plaas van deur my ingenieurswerk in sommetjies. As hierdie ding moet gebeur, dan moet dit gebeur, dan gaan ek daai resultaat kry. Dit het net by die venster uit gegaan. Hulle het die opleidingsgedeelte waar ons briljante opleiding gehad het, was ook so getransformeer. Nie net in terme van die studente wat ons ingeneem het nie, in terme van die opleidingsbeamptes ook. So daai ou kwaai oomies is uit, hulle het nuwe personeel ingekry en die opleiding het net absoluut die vloer het uitgeval. Wat gebeur is, hulle gaan dan uit op tender, kry 3 tenders, by hierdie tenderpreneurs. Dan sit daai tenderpreneurs dan sy 30% by. Hy gaan haal nie eers die goed nie. Hy taak dan die lewerancier wat aanvanklik by my getoets het, taak dan en hy betaal hulle om hierdie goeders te lewer en hulle kom lewer vir my. So die tenderpreneur het nooit die ding eers in besit geneem nie en is 30% duurder gewees as die oorspronklike tot en met 30, dit is 35% in gevalle
waar dit duurder was. Daai stadium het ons gesukkel om salarisse te betaal, ons het gesukkel om leweranciers te betaal. So kontantvloei periode was of daai ketting moes baie kort gewees het. So ons is so gou as moontlik die goed by die hek uitkry dat ons kan inkomste inkry om mense te kan betaal vir die goed. So ja, ons kon nie goed teruggestuur het, maar ons het gekies om dit self reg te maak. Maar ons het op daai stadium dit gemaak werk. En uiteraard op 'n stadium toe word glad nie meer. Ons het eers 2016 was die eerste tekens daar toe ons nie bonus gekry het nie. Ons het 'n bonusstelsel gehad waar elke maand 'n 12de van jou salaris geberg word basies as 'n bonus. En aan einde November dan gee hulle die volle 12 maande se bonus vir jou terug en 'n dag voordat ons die bonus moes kry. Toe roep ons in die auditorium en sê hoor manne, almal op van hierdie vlak af op, van die bestuursvlak af op, julle kry nie môre bonus nie. Daar's nie geld nie. Baie jammer, maar dit is hoe dit is. Hoorie maar dis ons geld wat ons reeds weggesit het. Wat het julle daarmee gemaak? Gelukkig aan ons kant het ons alles gedoen gekry en dit het om die waarheid te sê so goed gegaan dat ons in 2013, 2014 het ons tot 'n 14de check as bonus gekry. So goed het dit finansiëel gegaan. As ek reg onthou praat oor korreksies het ons so 30 miljoen rand wins gemaak en binne 4 jaar van die verandering van leierskap en al hierdie tipe van goeders het ons van 30 miljoen wins na 250 miljoen rand verlies toe gegaan in 4 jaar se tyd. Van 'n omswaai van wat is dit 280 miljoen rand omswaai in die negatief in. Het hulle sy kontrak nie. Wat jy weet nie hoe dit gebeur nie. Hoe kan enige iemand wat enige besigheid sin het so iets doen? Op 'n stadium ek weet nie of dit waar is nie, het hulle gesê dat daar was oor die 200 ingenieurs uit Denel uit in Saudi in een of ander manier van of dit missielvervaardiging is en of dit wat ook al is. Hierdie twee ouens doen klein geweer ammunisie lyne of fisies ammunisie te vervaardig. En so al daai kundigheid is nou oor en ek kry baie die navraag oor die dink jy Denel sal ooit weer opstaan. Toe sê ek die enigste manier dit gaan opstaan as jy daai kundigheid kan terugbring. En as die politieke milieu wat huidigelik is nie drasties verander het en totaal al weg is nie, gaan nie een van ons terugkom nie. Jy gaan nie kundigheid weer opbou nie. Denel is oor jare is hierdie kundigheid opgebou. So daai emosionele bagasie, as jy dit nie kan wegvat nie, gaan ons nooit weer terugkom nie. Gaan jy net weer daai vaardigheid in Denel terugkry en Denel is basies dood. Sonder vaardigheid is daar geen toekoms vir Denel nie. It's very unusual. We've studied how employment equity affirmative action works across a number of countries. And there's very little that you can compare it to. There's nothing in the 21st century that you can compare it to. It's the harshest race law in the 21st century. That's because the first feature is this Barnard principle that says you can refuse to promote someone or hire someone, even if they're by far the best candidate based on their race, and you can keep the job empty. So an empty chair is better than a good worker of quote unquote the wrong race. There's nothing like that in the 21st century. My pa het altyd gesê, jy moet 3 goed doen. Jy moet hard leer, kwalifikasie kan niemand van jou wegvat nie. Jy moet hard werk en jy moet die reguit pad loop. Hy sê as jy daai 3 goed doen, dan sal jy vorder in jou loopbaan. Ek het regtig mooi gevorder. Ek was nog in die polisie college toe ek al ingeskryf by Technikon SA vir die nasionale diploma. So ek het vinnig deur die range gegaan totdat ek 'n kaptein geword het, offisier en toe staan ek nou stil. En ek was amper 14 jaar kaptein, toe die pos waarin ek toe nou werk in die omgewing by klagtes teen polisie. Ek gaan na toe nou 'n superintendentpos, dis nou tans 'n luitenant-kolonel. Pos gaan toe nou oop en ek doen toe nou aansoek vir die posisie en dit gaan toe nou goed met die onderhoud. En die uitslag kom en die paneel beveel my aan. En toe by ons distrik of by ons afdelingskommissaris is toe nou 'n swart man en hy sê toe nee, maar hulle moet na employment equity kyk, diensbillikheid. En ek voldoen nie aan die vereiste nie, wit vrouens is oorverteenwoordig, so hulle moet die pos dan nou of kyk waar is die naaste swart persoon wat dan nou die diensbillikheid plan dan nou sal bevoordeel. En die punteverskil tussen my en die eerste swart kandidaat was 13.5%. En toe sê hulle nee, dis te groot verskil, hulle kan dit nie doen nie, die pos word onttrek. En toe gaan sien ek die generaal, die swart generaal, en ek sê vir hom, well, General, the post has been re-advertised, I'm still white, what must I do? Am I going to waste my time, your time, the panel's time? Toe sê hy vir my, nee, ek moet aansoek doen. En toe het hy gesê, maar hy wil nie, hy gaan nie 'n tweede beste persoon vat nie, hy wil my. En toe Jackie Celebi hulle net vasgeskop en gesê, nee, as hulle nie die swart kandidaate kan aanstel nie, want die punteverskil was toe nou ook, ek dink dit was iets soos 9%. Toe sê hulle, nee, dan moet die pos weer onttrek word. So, die pos is toe nou vir die tweede keer onttrek.
En seker, ek dink 2 maande daarna toe adverteer hulle hom weer. Toe doen ek weer aansoek en toe het hulle die poste heeltemal geonttrek, toe sê hulle en hulle is besig met herstrukturering. En dit was vir my 'n baie moeilike besluit om te sê, maar wat gaan ek nou doen? Hier is my loopbaan nou, ek het nou 2 keer die beste gedoen en ek werk hard. As hulle sê daar's in die Kaap probleme, dan pak ek my tasse en ek gaan. En ek was daai tyd getroud, ek het 'n seun gehad wat toe nog klein was en ek het hom by sy pa gelos en ek het die land vol gery om die polisie te help en om te probeer help om dienslewering te verbeter. En aan die einde van die dag toe ek nou self CCMA toe en hulle het toe vir my 'n sertifikaat gegee om te sê nee, dit is nie, die saak kan nie opgelos word nie. En toe klop ek by Solidariteit aan. Ek was toe nou al seker vir 2-3 jaar lank al 'n lid. Nee, en dit is nie maklik om jou werkgewer hof toe te vat nie. En dan nou nog oor iets soos ras, want jy word nou gebrandmerk as 'n rasis of as teen-revolusionêr of teen-transformasie. Maar ek het net gevoel ek staan op vir dit wat ek glo reg is. So toe vertel ek ware verhale wat ek met my complaints te doen gehad het. Swart mense, Indiër mense, kleurling mense wat kinders verloor het as gevolg van swak ondersoek, nooit die skuldiges opgespoor het nie. So dit was regtig uit 'n ou se hart uit het jy dit vertel. Ag, en omtrent seker 2 maande later toe die uitspraak gekom in die arbeidshof in Johannesburg en toe was dit in ons guns. Nou die polisie het dit toe nou op appel gevat en ons is toe na arbeidsappelhof toe. En dit het omtrent 18 maande gevat vir daai hofuitspraak om uit te kom en 18 maande later toe kom die uitspraak en toe is hulle bevinding nee, daar was nie teen my gediskrimineer nie want die pos was nooit gevul nie. Nou gevoelens van vervreemding vind mens eintlik algemeen op hierdie stadium. En daai proses werk soos volg. Die eerste stap is gevoelens van magteloosheid. En dit is waar jy in 'n situasie is. Weet jy, is geensins in beheer van daardie situasie nie. Dit is byvoorbeeld jy's in 'n omgewing van diskriminasie en jy kan nie jou eie toekoms eintlik bepaal nie. Dis een of ander beleid of stelsel buite jou wat dit bepaal. Dis magteloosheid. Dan lei dit daartoe dat jy naderhand betekenisloos begin voel. Jy voel jy kan nie meer 'n bydrae lewer. En van betekenisloosheid beweeg jy na 'n vorm van wat hulle noem normloosheid. Dit is waar jy in botsing kom met die norme van die werkgewer om jou. En dan lei dit tot isolasie. En jy voel eintlik eensaam. En dan die volgende stap is dan selfvervreemding. En dit is waar jy dan die sin in jouself begin verloor. En selfvervreemding lei dan op die ouend tot forme van depressie, ons bedank, in ekstreme gevalle, selfs selfmoord. En dis die wreedheid van 'n rasbeleid wat mense eenvoudig vervreem. En dit is die syfers wat gesig te kry. Elke jaar gaan maatskappye en hulle publiseer rasplanne. En dan kondig hulle aan, ons is nog soveel agter. Wat hulle eintlik vir jou sê is, dat jy is nie welkom nie, ons wil jou nie hier hê nie. Maar jy het dit darm nog hierdie jaar gemaak, maar miskien volgende jaar is jy weg. Jy hoort nie daar nie. En dis wat die syfers beteken. En elke jaar is daar duisende, honderde duisende mense uit minderheidsgroepe in die algemeen, witte spesifiek, wat hierdie vervreemding moet hanteer, wat dit moet huis toe vat. Dit het die effek op alles. Maar dan ontmens dit op 2 groepe. Die eerste groep wat ontmens word deur 'n syfer en 'n sakrekenaar is die minderheidsgroepe, bruin, indiër, wit werknemers. Hulle word ontmens. Maar swart werknemers, die aangewese groep, word ook ontmens. Want hulle sit aan die ander kant en hulle vra vir hulle self, is ek bevorder met 'n sakrekenaar? Ek twyfel in myself. En hier is die paradoks. Ons sit eintlik met 2 groepe werknemers wat albei vervreemd voel. Now, South Africa has slipped in the corruption index, which measures public sector perceptions of corruption around the world. Now ranked at 43, the country is back where it started in 2012, with very little upward movement over the past decade. The report paints a disturbing picture of an increasingly dangerous world. It highlights the link between corruption and conflict globally, and the threat that corruption poses to peace and security
The stigma associated with challenging race law in South Africa discourages many people from speaking out against it. If you're black like myself and you speak out against race laws, you are dismissed as a sellout. If you happen to be a white South African and speak out against these laws, you are dismissed as a racist. Hulle is nog steeds ontmagtig. Hulle is nog steeds onder beheer van ons sigbare hand van die verlede wat ontbondel en ontdoen moet word voor 'n ware geregtigheid kan geskied. En die openbare sentiment raak al hoe meer krities teenoor die ANC, selfs vanuit oorde waar mense dalk in beginsel saamstem met die beleid, het dit op so 'n vernietigende manier neerslag gevind in die werklikheid dat dit nie meer moontlik is om dit te verdedig of selfs in teorie net voor te staan nie. As daar 'n transformasie is en daar is regstellende aksie, enige persoon wat sê dit is verkeerd geïnterpreteer of verkeerd toegepas is anti-transformasie of hulle is rassiste. Maar as jy kyk na die afgelope 20 jaar wat ons betrokke is by die gevegte, dan is die argumente baie duidelik en baie eenvoudig gewees. Dit wat huidiglik toegepas word, werk nie. Niemand kan daarmee stry nie. As jy regtig kyk na wat in Suid-Afrika gebeur. We have seen fringe racist organizations such as the AfriForum and Solidarity getting emboldened in making calls tantamount to reversing the gains of our freedom, yearning for the return of minority rule, thus the return of apartheid. Metaphorically, we could say, comrades, with regards apartheid, we scorched the snake and had not killed it. Kyk, ek dink is belangrik om te verstaan dat solidariteit en die solidariteitsbeweging is die enkele instelling wat al vir meer as 20 jaar voltyds met Amerika skakel, en politieke skakeling en politieke bande in Amerika en in Washington DC gebou het. Ek dink 'n bietjie waarmee solidariteit en die solidariteitsbeweging homself onderskei, is om te sê ons het nie 'n eenmalige diplomatieke en skakeloperasie in 2025 uitgevoer nie. Ons het eenvoudig 'n baie lang geskiedenis van skakeling met Amerika voortgesit. En in tye toe daar Republikeine in die Withuis was, of 'n George W. Bush was, of Trump met sy eerste termyn, of daar demokrate in die Withuis was, Barack Obama of Joe Biden, het ons voortgegaan met skakeling. Niemand het geweet van wat na 1994 in Suid-Afrika gebeur het nie. Dis 'n baie belangrike gewaarwording vir my in 2004 gewees, 21 jaar gelede, om te sê dat persepsies oor Afrikaners, maar ook breedweg persepsies oor Suid-Afrika in Amerika is nog in 'n groot mate gevorm deur gebeure, individue, leiers van voor 1994 en byna geensins deur enigiets of enigiemand wat 'n rol gespeel het na 1994 nie. Maar in Europa was persepsies natuurlik byna deur die bank negatief gewees. So as jy 2 dekades gelede in Den Haag of in Berlyn of in Parys of in Brussel aangekom het en jy wil praat oor Suid-Afrika vanuit 'n Afrikaner perspektief, dan is jy onmiddellik stief behandel. Wat in Amerika gebeur het natuurlik vandag is 'n totale verskuiwing. Net die gebeure van die afgelope paar maande het meegebring dat Amerikaners skielik weer deeglik bewus is van Suid-Afrika en dat daar weer 'n kennis is van Afrikaners, ten minste van boere. In Europa is die wiel ook besig om te draai. Daar's 'n nuwe jong generasie politici en leiers en mense in die media wat die behoefte het om Suid-Afrika in heroënskou te neem, en ek dink ons speel daarin 'n belangrike rol. Nou, in terme van Suid-Afrika, die hele kwessie oor rassewette, sogenaamde regstellende aksie of affirmative action, al die wetgewing oor swart ekonomiese bemagtiging, het oor tyd natuurlik met die implementering daarvan in Suid-Afrika baie oë in die wêreld laat oopgaan. En daarom het ons besluit om na die Verenigde Nasies te gaan. Nou, die Verenigde Nasies is uit die aard van die saak nie 'n ideale instrument nie. Maar die werklikheid is dat hulle het konvensies wat spesifiek oor ras handel. Onder andere by die konvensie vir die uitskakeling van alle forme van rassediskriminasie, asook 'n konvensie binne die internasionale arbeidsorganisasie wat diskriminasie hanteer. En CERT het sekere aanbevelings in ons guns gemaak. En daardie aanbevelings in ons guns het ons toe weer in staat gestel
om na die internasionale arbeidsorganisasie te gaan en 'n formele klag by die internasionale arbeidsorganisasie te lê. Dit het daartoe gelei dat daar 'n mediasieproses was tussen Solidariteit en die Suid-Afrikaanse regering. En hierdie mediasieproses het toe gelei tot 'n historiese deurbraak wat in 'n skikking vervat is. Die beginsel van tydelikheid is vir die eerste keer geformaliseer. Die tweede een is dat daar bepaal is dat niemand mag afgedank word op grond van rassewette nie. In die derde plek is daar gesê dat dit mag nie net op grond van ras wees nie. En dan is daar ook gesê dat vaardighede moet in ag geneem word. Daar is onder andere gesê dat die maatskappy se unieke omstandighede moet in ag geneem word. Dit was alles dinge wat maatskappye kon gebruik het om 'n meer billike en 'n gebalanseerde benadering te volg. Dit is nog nie 'n absolute stopstraat gewees nie, maar dit was wel 'n groot deurbraak gewees. Nie lank daarna nie het die regering regulasies gepubliseer in opvolg op die eerste regulasies. Eenvoudig, weer eens wat ons betref drakoniese regulasies, regulasies wat die minister die beheer gee om sentraal die rassesamestelling van sektore te beplan. En in daardie publisering van die regulasies gaan hulle toon hulle verbreek hierdie skikking. Onbetroubare onderhandelingsvennote. Die gevolg daarvan is dat ons tot vandag toe nog in 'n regstryd is om hulle te dwing om by die ooreenkoms te hou, veral omdat die ooreenkoms ook 'n bevel van die hof was. That's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Op 7 Februarie publiseer president Donald Trump 'n uitvoerende bevel oor Suid-Afrika. Een van die elemente in die uitvoerende bevel is Suid-Afrika se rassewetgewing. Nou wat hy daar gedoen het is, hy het die watte afgeruk van Suid-Afrikaanse rassewette. Skielik was dit vir die wêreld om te sien. Skielik is die keiser 'n skaal en dit is die Amerikaanse president wat dit sê. En die Trump-administrasie gaan verder en sê, maar ons maatskappye moet vrygestel word van hierdie beperkende wette. Hoekom? Omdat dit ekonomie beperk, omdat dit handel beperk. Hulle sê ons wil met julle handel dryf, maar julle maak dit vir ons onmoontlik. Vat weg hierdie raswette. En daar begin skielik almal daaroor praat. Ook hier in Suid-Afrika is dit artikel na artikel, meningsskrywer na meningsskrywer wat skielik sien maar die keiser is skaal. Selfs die Europese Unie het gesprek getree met president Ramaphosa oor die rassewette in Suid-Afrika. Die ANC verdedig dat dit bars. Hulle probeer sê maar dit is nie so nie. Aan die een kant sê hulle hier is nie rassewette nie. Aan die ander kant sê dit maar ons gaan nie ons rassewette laat verwyder deur die Trump-administrasie. Die belangrike is, die debat is nou oopgebreek en ons kyk nou na die raswette vir wat dit is. Gelykheid, inklusiwiteit, transformasie, dit alles is weg. Dis raswette en die lig skyn nou daarop. 'n Baie belangrike deel daarvan is die opkoms van alternatiewe media in Suid-Afrika. Dis wêreldwyd 'n fenomeen, maar in Suid-Afrika was dit regtig ook iets wat 'n enorme rol gespeel het in die oopbreek van die gesprek. Dit was op 'n stadium iets wat verskriklik binêr was. Goed, sleg, wit, swart, reg, verkeerd. Dit is nie so eenvoudig nie en mense is ook nie sulke binêre wesens nie. En ek dink dit is iets waarna ons regtig geslaag het as die media in die afgelope 30 jaar. Daar's 'n ruimte geskep vir 'n alternatiewe gesprek oor ras. En dis iets wat met moeite gedoen is en nie sonder teenstand nie, maar met baie groot voordele en dit is iets wat ons begin nou die vrugte daarvan werp. Die vermoë om byvoorbeeld 'n alternatiewe woordeskat, 'n meer genuanceerde woordeskat oor gelykheid, ongelykheid in Suid-Afrika, onregte van die verlede, onregte van die hede, om 'n gesprek daaroor te kan voer en wat maak ons daarmee? Moontlike antwoorde vir die probleme waarmee ons wel sit,
wat doen ons daarmee? Want ek dink meeste mense in Suid-Afrika stem saam oor die probleme waarmee ons sit. Die verskil kom by die antwoorde. Niemand wil hê daar moet armoede wees nie. Niemand wil hê volwasse mense moet krepeer van ellende en armoede op straat nie. Die vraag is net, wat doen ons daaraan? Die antwoord wat die ANC tot dusver voorgelê het, wat onaantastbaar was vir lank, is nie net nie meer onaantastbaar nie, dis besig om te misluk en is besig om enorme onregte tot gevolg te hê. En ek dink mense sien dit, mense is besig om dit te besef en nou dat daar veral in die media 'n ruimte geskep is vir die idee-oorlog om in 'n ander rigting voort te woed, is dit 'n gesprek wat ons kan voer, dis doodreg, ons is nie op 'n goeie plek nie, wat nou? Wat is die alternatiewe moontlike pad vorentoe? The other big story, well, counting is underway in what many are calling a historic election in South Africa, with more than half of the ballots counted. The African National Congress, the oldest liberation movement on the African continent, has lost its outright majority for the first time in 30 years. It was agreed that a government of national unity, which brings together parties from across the political spectrum, should be formed. Die oomblik wat jy ophou omgee oor uitkomste en net begin omgee oor voorkomste, dan is jy in die moeilikheid. En dit is wat Suid-Afrika getref het. En op alle vlakke, insluitende nou, die nuutste voorbeeld is ons diplomatieke diens het 'n soortgelyke plan gevolg. Daai ideologie en daai denkwyse wat sê velkleur is al wat saak maak, gaan nooit lei tot 'n wenland nie. Dit kan nie, dit het nie in die verlede nie, dit gaan ook nie nou nie. The black voters who voted against the ANC because they see that its policies like black economic empowerment are destroying the country. Ons benadering was dat mens moet probeer om jou probleme binnelands op te los. Dat jy moet probeer om werklik waar al die kanale wat hier is in die land, om dit te gebruik in die binneland voordat jy na die buiteland toe gaan. En dit is wat ons gedoen het. Ons het tallose gesprekke met die regering gevoer. Ons het tallose hofsaake naderhand moes maak. Ons moet op elke gebied, sit jy met die situasie dat jy in die eerste plek baie moeilik toegang tot die regering kry en in die tweede plek dat jy absoluut geen argument kan gebruik om hulle te oortuig nie, want waar ons oor die toekoms wil praat, wil hulle net oor die verlede praat. En my standpunt is dat ja, dit is belangrik om die verlede in gedagte te hou. Jy kyk so in die triespieeltjie van jou kar as jy bestuur van tyd tot tyd, maar as jy wil vorentoe gaan, moet jy grootliks deur die vooruit kyk. En ons sit met 'n ANC wie se geheue oor die verlede baie sterker is as hulle visie vir die toekoms. Hulle interpreteer nog steeds dinge in die hele verlede vanuit 'n marxistiese hoek uit. Hulle sien geen fout in wat hulle gedoen het of wat hulle nog steeds doen nie. En hulle houding is, wie dit aan ons gedoen, wat moet ons aan hulle doen? Wat ons hulle gesê het, ons moet nou by 'n punt kom na 30 jaar, dat hulle moet vir hulle self sê, wat het hulle verkeerd gedoen en wat moet hulle nou reg doen? En ons is ongelukkig nog nie daar nie. Al Suid-Afrika se probleme gaan weg as ons op 5% ekonomiese groei kom. Om 'n stelsel in te sit wat doelbewus ekonomiese groei inperk vir 'n klein elite ongelooflik verryk, is werklik boos. Dis nie eers net verkeerd nie. Ek kan nog verstaan dat jy in 94 gegaan het, alright, ons gaan probeer. Maar 10 jaar in, toe was dit duidelik hierdie werk nie. 20 jaar in, toe sit die krag afgaan 4 keer 'n dag, is dit baie duidelik dit werk nie. En 30 jaar in het elke liewe maatstaf wat hierdie ding moes aanspreek, nie stil gestaan nie. Dit het aan die verkeerde kant toe gegaan. En om nou nog hierdie stelsel te wil regverdig en te sê, jong, duidelik werk dit, want alles wat ons meet sê dit doen nie, is malligheid. En as jy nie, of jy is net onnoosel, of jy is werklik moedswillig. Dit is een van die twee. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan. This parliament can do, with or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South Africa, occupy land. That's who we are.
Ja, dit is eintlik verstommend om te dink dat president Ramaphosa die besoek aan die Withuis as 'n sukses kon bestempel. Die feit dat hy op 'n baie vernederende wyse met die sing van Kiel de Boer gekonfronteer is, want dit was uiteindelik die gevolgtrekking dat daar's 'n reuse misdaadkrisis in Suid-Afrika. Almal wat daar gesit het dit erken. President Ramaphosa wat eintlik vir Trump vra vir hulp daaroor, die hoof van COSATU, die minister van landbou, almal erken die probleem en dan aansluitend daarbey natuurlik die feit dat daar in Suid-Afrika toegelaat word dat sulke haatgesange teen 'n minderheid gesing kan word. Die hele wêreld weet dit nou vandag. Mense wêreldwyd het dit gesit en kyk en is dis deeglik bewus van 'n baie donker kant van Suid-Afrika. 'n Kant van reuse misdaad wat almal raak, maar dan baie spesifiek ook plaasaanvalle en plaasmoorde wat die president steeds nie ernstig genoeg wil opneem nie. Die regte antwoord vir president Ramaphosa sou gewees het om in daardie geleentheid, terwyl die wêreld se kameras op hom was, te sê dat ek vind die sing van Kiel de Boer onaanvaarbaar. Ek sal alle Suid-Afrikaners aanmoedig om nooit ooit weer dit te sing nie en ek gaan as ek terugkeer na Suid-Afrika stappe neem om plaasaanvalle tot 'n prioriteitsmisdaad te verklaar en hierdie probleem binne die groter konteks van ons misdaaduitdagings aan te spreek. Die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington DC staan halfpad leeg. Daar's uiters beperkte diplomatieke kapasiteit in die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington. Daar's 'n paar bekwame mense, maar ongelukkig in so 'n groot politieke storm, in so 'n groot politieke krisis, het jy 'n reuse diplomatieke kapasiteit wat oor jare gebou en ontwikkel is nodig. Suid-Afrika het niks daarvan nie en dit is hoekom die diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika eintlik maar net verdiep het. Uiteindelik maar net van een laagtepunt verder verdiep na nog 'n laagtepunt, na nog 'n verdere laagtepunt. Ons sien in die buiteland dat daar ook 'n wegbeweeg is van rassewette. Dit was eintlik op 'n stadium mode. Dit was mode in Indië, dit was mode in Maleisië gewees, dit was mode in Amerika gewees. In al daardie lande is daar 'n wegbeweeg van raswette. Suid-Afrika is die mees rasgereguleerde land in die wêreld. En Suid-Afrika is 'n baie goeie voorbeeld van wat gebeur as jy eenvoudig te lank daarmee aanhou. Amerika het nou besluit nee. Hulle gaan nie meer daarmee aangaan nie. En so ook die res van die wêreld. Van dit ons beweeg nog na ras toe. En ek dink die res van die wêreld het baie goed gesien wat die gevolge kan wees en in hulle gevalle is dit gewoonlik eintlik 'n minderheid wat reggestel is. In Suid-Afrika 'n meerderheid. Maar ons is 'n baie goeie voorbeeld vir die res van die wêreld om te sê dis nie waarheen jy moet gaan nie. Die werklikheid is dat die buiteland 'n ongelooflike aandeel gehad in die verandering rondom 1994. The Sullivan Code, devised by a distinguished black minister from Philadelphia, the Reverend Leon Sullivan, has set the highest standards of labor practices for progressive employers throughout South Africa. I urge all American companies to participate in it, and I'm instructing the American ambassador to South Africa to make every effort to get companies which have not adopted them, the Sullivan Principles, to do so. In addition, my executive order will ban U.S. government export assistance to any American firm in South Africa employing more than 25 persons, which does not adhere to the comprehensive fair employment principles stated in the order by the end of this year. I'm also directing the Secretary of State to increase substantially the money we provide for scholarships to South Africans disadvantaged by apartheid, and the money our embassy uses to promote human rights programs in South Africa. Die buiteland het gepraat van hier moet gelykheid kom, hier moet transformasie kom, hier moet diversiteit kom. Dit was wat die buiteland voorgedruk het. Dis waarvoor hulle sanksies geplaas het op Suid-Afrika. En nou, as ons oproep is, hou daarby. Suid-Afrika het wegbeweeg van al daardie beginsels. Ons oproep aan die buiteland is, plaas druk op die Suid-Afrikaanse regering om weg te doen met ras. Sodat ons kan beweeg na gelykheid en inklusiwiteit. En in Suid-Afrika waar ons respek het vir mekaar op grond van wie ons is en nie op grond van ons ras nie. Die buiteland het 'n verantwoordelikheid teenoor
Suid-Afrikaners om 'n stelsel daar te stel wat hulle gedink het, hulle gedoen het na 94. Here's how I try and think about it. India was the poorest large democracy in the world 3-4 decades ago. Now it's been sitting on 8%, 5%, 8% growth per annum. That's where we want to get, 8% growth per annum in 20, 30 years. That's the kind of growth you need to reduce. What did India do? Well, in terms of race law, firstly it said if you're rich, you can't benefit from our race law system. They had their own version of BEE. So if you say in South Africa, you're rich, no BEE for you. Then you say if you're very poor, you do qualify for BEE, even if you're from the wrong group. Poor whites can qualify for BEE. That changes the dynamic too. That's what they did in India. The next thing you do is you say the government is not as good at running companies as the private sector. So you don't try and nationalize things, you try and privatize things. In India, the government used to set the price of Coca-Cola. That's not very clever. That's not a good way to run the business. They allowed the private sector, not to do private-public partnerships, to come in and run businesses with investment then getting attracted from abroad and internally, and that adds to growth. So you can apply that formula in South Africa. You relax the race laws, you allow the private sector to grow, you step back with nationalization, and you get 88% GDP growth in 20, 30 years. Armoede gaan ons almal nek omdraai. Want as arme mense werklik kwaad raak die dag, dan het ons 'n groot probleem. Jy kan nie 'n situasie hê waar ons tans reeds 30 uit die 60 miljoen landsburgers het wat een of ander vorm van 'n maatskaplike toelaag elke maand ontvang en afhanklik is daarvan nie. 'n Groot deel van daai 30 miljoen is gesonde, jong, bruin en swart mense wat ekonomies aktief kan wees en nie wil wees nie, omdat hulle afhanklik geraak het van daai toelaag en omdat daar geen teenprestasie vereis word deur die staat nie. Eendag as ek op die ouete huise aftree oor die stoep sit, gaan ek weet ek het alles gegee en ek het probeer. En ek het dit nie net gelos nie. En ek glo dit gaan verander. Die Barnard-prinsipel moet verander en deur iets anders vervang moet word, want dit kan nie aangaan soos wat dit aangaan nie. En ek is positief en ek is lief vir Suid-Afrika. En ek wil nog steeds beskerm en dien. There's a good chance, but that chance is contingent on government and what kind of government we constitute in the country. If the current government remains, which is the GNU, which is still an ANC government, I believe the DA has been co-opted into it. If that government continues to remain in place, then those changes will be there. But if there is a new government in place that has a new worldview, that has new policies, then there is a possibility that we may see a working South Africa in the near future. Ideologie betaal nie die rekeninge nie. Ideologie is 'n ding wat politikuste dryf, dit dryf mense stembusse toe, dit sit nie geld in die bankrekening nie, vaardigheid doen. Die oomblik as daai ander party ideologie in dit inbring, kan jy nie meer, jy kan nie met die argument enigstens verder voer nie, want logika en ideologie kan nie in dieselfde argument, jy het die argument verloor. Want die ideologie, veral in Suid-Afrika, weeg ideologie baie swaarder as logika. So ons moet aanhou veg, ons moet nie ophou nie. Mense moet opstaan en ons sê wat is reg en wat is goed vir ons land. En hoe meer mense dit kan doen, hoe beter sal dit vir die land gaan oor die lang termyn. Gewone Suid-Afrikaners sien ons neem in massas deel. Gewone mense neem al hoe meer selfverantwoordelikheid. Gewone mense sê ons sal self. En dit is al wat mense moet doen. Elkeen moet net sy deel doen. En hoe meer ons sien mense doen hulle deel, hoe meer sien ons 'n alternatiewe bedeling wat besig is om te vorm, 'n alternatiewe bedeling anders as die rasbedeling wat die ANC vir ons voorsien het. Ons wil nie 'n verstikkende rasbedeling hê nie. Ons wil 'n bevrydende alternatiewe bedeling hê waarin elkeen kan doen wat hy wil doen. En al wat ons vir die mense sê, doen dit. Ons het nou geëksperimenteer hiermee, ons het die ANC se koersdroom van ons gaan met raswetgewing beveg, probeer, dit werk nie, dit is nou tyd dat ons aanbeweeg en iets kry wat die land laat werk vir almal, en nie net vir daai klein groepie, eers by Nkandla en nou by Palapala nie. Afrikaners weeg meer as wat ons stel, weeg meer in terme van ons vaardigheidsprofiel, in terme van ons entrepreneurskap, in terme van ons strewe na uitnemendheid. So ons kan 'n groot bydrae tot die land en al sy mense maak. Maar dis belangrik om te onderstreep,
dat daar voorwaardes is daarvoor. Ons wil nie die verlede terug hê nie, maar ons wil normaliteit hê. 'n Normale land waar mense veilig is, waar dan nie teen jou op jou velkleur gediskrimineer word nie, waar die land werk, waar die ekonomie groei, waar daar nie onbeheerste korrupsie is nie. En dit is ons verbintenis. Ons wil graag 'n bydrae maak om normaliteit te skep in Suid-Afrika. En dit is hoekom ons verwelkom dit, dat al hoe meer swart gemeenskappe met ons wil saamwerk, omdat hulle sien dat die ANC nie hulle beste belang op die hart het nie, maar dat Afrikaners saam met hulle aan die toekoms wil bou. The best way, really, in my view, the thing that will put the final nail in the coffin of racialized legislation in South Africa is the private sector digging in its heels in the sand and saying that if you want to force us, fine, we will do the absolute minimum that you want to force us to do, but that's it. We're not going to participate in workshops anymore, we're not going to help you, we're not going to go into task teams to help you craft better legislation that racializes more efficiently. You can stay away from us. We reject the premise, we reject the logic, we reject the evil of this, and we will do only the bare minimum. So there has to be a psychological shift, I would say, from South Africans in general, but certainly specifically from South Africa's big businesses, to say that there's something wrong here. Wrong not just in terms of economics, not just wrong in terms of efficiency, but really morally and ethically problematic, and we see that our hands are dirty. And we would like to at least start washing our hands of the state's racial ideology. That is primarily a psychological shift. That is not anything that needs to be done yet, but only once we see more business people, more community leaders saying that we do not want any part of this, that is when you really know that things have truly shifted. Wel, ek is nie bewus van een enkele land wat nog armoede kon uitwis sonder werkskepping nie, en die enigste manier om werk te skep is ekonomiese groei. So vat alles weg wat ekonomiese groei belemmer en jy los armoede op. Dis so eenvoudig soos dit. We need, especially amongst the young professionals of South Africa, of all races of South Africa, they need to become the entrepreneurs. They have to replace the Ernest Oppenheimers who created our mining industry. They have to replace the Anton Ruperts who created our tobacco industry. They have to build new Rembrandts, new Anglo-Americans, but you can't build new Rembrandts and new Anglo-Americans by sitting in a government civil service office. So they have to reject the perks that they are getting from affirmative action. They have to reject the perks that they are getting from economic empowerment and start their own companies and build the country. That is the message I would like the viewers to get from this interview. Die einde van Suid-Afrika se rasbedeling is op pad. Die enigste vraag wat oorbly is: hoe lank gaan hierdie stryd teen rasmaalheid duur? Hoe lank gaan die ANC nog onder die onsigbare hand van die verlede skuil om hulle rasse-ideologie te regverdig? Hoe lank gaan Suid-Afrika nog teruggehou word omdat ons nie bereid is om alle landsburgers ongeag velkleur toe te laat om 'n bydrae te maak tot die sukses, volhoubare sukses en toekoms van ons land nie? Hoe lank gaan die regering nog aanhou praat en niks doen nie? Hoe lank nog gaan jou velkleur eerder as jou vaardighede alwees wat saak maak? Hoe lank gaan hierdie raswetgewing nog aangaan en dit ten koste van elke inwoner van Suid-Afrika? Hoe lank